Here, U is my herder, ek ly geen gebrek nie. In groen weivelde laat U my rus, na water waar daar rusplek is, lei U my. U gee my nuwe lewenskrag. U lei my op die regte paaie ter wille van U naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U stok en U staf wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders, U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Liewe gemeente, wees gegroet in die naam van die drie-enige God, die goeie herder wat ons voed en versorg en verlos en ons in sy arms dra. Ek wil vir jou hartlik welkom sê by vanmôre se erediens. Dankie dat jy hier is, dat jy die koue trotseer. Dis die Here se spesiale dag, 'n dag wat hy vir ons gegee het om te rus van ons week se werksaamhede, maar ook tyd wat ons het om spesiaal ook in die Here se teenwoordigheid deur te bring. Mag die Here dan ook hierdie dag vir jou tot 'n groot seën maak. So welkom aan al ons lidmate. Welkom aan al die persone wat ook, al is dit na die tyd, digitaal by die erediens inskakel. En dan wil ek net hoor, is jy dalk so met die lang naweek enige besoekers? Mense wat nou nie gewoonlik hierdie erediens bywoon nie, maar wat vanmôre hier by ons 'n draai kom maak, dit lyk nie vir my so nie. Ek gaan later die aankondigings doen. Ons gaan met 3 liedere die naam van die Here groot maak. Ons gaan begin met Psalm 33 vers 1 en 7, sing juigend, sing 'n nuwe loflied. Dan die volgende enetjie is vir die kinders, dalk meer, wees 'n lig vir Jesus. Ons gaan daar vers 1, 2, 3 en 4 sing, en dan gaan ons ook lied 377, vers 1 en 3 sing, o Lam van God onskuldig. Ons gaan al 3 staande sing. As die staan so 'n bietjie lank word, gaan sit gerus. Lof gezongen met
Nou ja, hier's nou nie vanmôre skare kinders nie, dit is lang naweek. En ja, ek sê altyd, dit gaan nie vir my oor getalle nie, partykeer is dit mos maar so, dat die groter mense ook baie keer die kindertyd so baie waardeer, en ek het eintlik maar so 2 gedeeltetjies ingewerk, en die eerste is dat ek ook maar vir die kinders en vir almal so bietjie wil verduidelik vanmôre, hoekom is sonde so gevaarlik? Hoekom is dit so dat God nie wil hê ons moet sondig nie? En ek wil vir ons lees hier uit Matteus 5 vers 14 tot 16. Jesus wat hier met die mense praat, en dan sê hy vir hulle: Here is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. En dan sê hy hierso, en hoor mooi wat sê Jesus hierso: Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Julle goeie werke kan sien, maar julle Vader in die hemel verheerlik. Hoekom? Omdat iets van Jesus ook moet sigbaar word in ons lewens deur die manier op ons optree. En dit is wat dit beteken om 'n lig vir die wêreld te wees. Nou het ek vanmôre hier so saamgebring 'n lig, en ek het ook saamgebring 'n spieël. Hier is die spieël, en dan ook 'n lamp. En ek wil hê dat ons so 'n bietjie sal dink aan hierdie lig as God. God in sy goedheid, en hy is eintlik maar die een wat skitter en skyn. En dan het ons hierso die spieël, en dit is eintlik, het ons nou gelees, die spieël wat die lig van God moet weerkaats. Iewers in jou en my optrede moet mense ietsie van God kan raak sien, die mooi dinge wat God is, en ons kan natuurlik nooit soos God wees nie, maar ons moet altyd ons beste probeer, en dan is daar hierdie lamp. Hierdie lamp stel eintlik dan nou die sonde voor. En eintlik wat hierdie gedeelte Matteus 5 vir ons kom sê, is dat hy sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat jy julle goeie werke kan sien, julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Kan jy sien hoe weerkaats hy die lig, nee, ek hoop julle kan dit sien. Maar nou, wat gebeur wanneer daar sonde in 'n mens se lewe kom? Wanneer daar sonde in 'n mens se lewe kom, dan gebeur dit. En hoe meer dit gebeur, hoe moeiliker is dat daardie lig van die Here deur ons lewens kan skyn. En julle sien nou niks nie, nee, is ek reg? Op hierdie stadium weerkaats hy glad nie die lig nie, want daar's te veel sonde. En uiteindelik is dit so dat 'n mens ook eintlik maar hierdie spieël met modder sou kon vuil smeer, en dan sou dit eintlik ook maar dieselfde effek gehad het. So dit is hoekom die Here ons waarsku teen sonde, dat sonde keer dat ons daardie lig van God en sy goedheid in hierdie wêreld weerkaats, soos wat hy graag wil hê ons moet dit doen. En ja, ons probeer dit baie keer, maar ons kry dit nie altyd reg nie, en daarom gaan ek nou geleentheid gee. Kom ons sê vir die Here, Here, jammer dat ons baie keer ook maar toelaat dat sonde ons lig verdof, maar ons wil vra, neem daardie sonde weg, help ons om nooit moeg te word teen die sonde stryd nie, en dat ons ook sal groei daarin om regtig ligdraers vir U te wees. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Here, ons bely vanmôre voor U dat ons so maklik soms toelaat dat daar sonde in ons lewens inkom, en ons neem nie altyd sonde ernstig genoeg op nie. En Here, ook in hierdie week wat verby is, het ons ook maar plek nie opgetree soos wat U wil hê ons moet nie. Dalk miskien ons nie meer verloor. Dalk miskien nie gesag genoeg gerespekteer in ons lewens nie. Here, dalk miskien somme eintlik ook maar net in 'n oomblik wat ons so 'n bietjie warm in die kraag gevoel het, verkeerde woord laat uitglip het. Ag Here, ons sukkel maar
En ons wil vanmôre kom vra, vergewe ons, ook daardie sondes wat ons onwetend doen, wil ons vanmôre voor U kom lê en wil ons vra, Here, lei ons tot groter gehoorsaamheid. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ja, Dawid was een van die mense wie ons in die Bybel lees, eintlik trouens alle mense is maar so, maar ons lees dat hy ook op 'n stadium baie erg eintlik ook maar toegelaat het dat sonde sy lewe verduister. Maar dan eintlik toe die Here na hom toe kom en hy sê, hoorie, maar jy het verkeerd opgetree, het dan die grootmoedigheid gehad om na die Here toe terug te gaan en te sê, Here, vergewe my vir dit wat ek hier gedoen het. En is sy mooi belydenis wat hy dan daarna skryf, nadat hy eintlik ook die saak met die Here uitgesorteer het, dat hy sê, U sal 'n hart vol ootmoed en berou nooit gering ag nie, my God. En ek wil vanmôre vir ons ook lees 'n gedeelte wat vir ons ook sê dat gelukkig by die Here is daar genade wat ek en jy natuurlik nie moet goedkoop maak en met mors mee, deur sommer net te sê, ons stuur ons nie ons lewe nie en elke keer moet die Here maar net vergewe. Maar 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, 8 tot 10 gaan ek lees, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar hoor wat hy dan, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Daai vuil spieël wat vol modder is, hy kom en was hom weer. En hy sê, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ek gaan vra dat ons nou gaan staan en dan gaan ons hardop saam ons geloof in die drie-enige God bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis en dan terwyl ons steeds bly staan, gaan ons daarna lied 393 vers 1 en vers 4 sing. Kom ons staan. Bely dan nou hardop saam met my die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Lof ons steeds uw liefde.
In aansluiting by vanmôre se boodskap wil ek ook net ietsie met die kinders deel. Daar was eendag 'n klein seentjie wat sy pa gehelp het. Hulle was hard besig om mielies te plant. En saam met sy pa het hierdie seentjie baie hard gewerk, soveel so dat die sweet hom afgetap het. Maar terwyl hy so daar saam met sy pa gewerk het, het sy boetie hom die hele tyd gespot en gesê, ag weet jy, jou ry is skeef. Ag weet jy doen dit heeltemal verkeerd. Ek wonder of daai mielies van jou ooit gaan opkom. Jy kan eintlik baie gelukkig wees as hulle wel opkom. En dit het eintlik nou hierdie seentjie baie moedeloos gemaak en hy was later baie lus om terug te beklei en sy boetie sommer net 'n paar opstoppers, 'n paar lekker vleishoue te gee. Maar toe onthou hy wat sy pa altyd sê, dat sy pa sê altyd, doen wat reg is, al doen ander mense dit nie. Doen wat reg is, al doen ander mense dit nie, doen jy dit. En toe het hy maar stil gebly en aangehou werk en later daardie aand, toe hulle eintlik nou amper op pad bed toe is, het die pa gekom en gesê, weet jy, ou seun, ek het vandag gesien hoe hard jy gewerk het, en ek wil vir jou sê, ek is baie trots op jou. En uiteindelik het die klein seentjie se boetie baie skaam gevoel, veral ook toe die mielies opkom, en hulle aan daardie mielies wat hy geplant het, 'n hele klomp mieliekoppe kom oes. Wat is die les vir ons daarin? Selfs al is iemand lelik met jou, dis wat ons môre in die Bybel gaan sien. Selfs al is iemand lelik met jou, kies om reg te doen, want God sien. En as jy dit doen, dan is hy sommer baie trots op jou. En uiteindelik is dit tot jou eie voordeel, as jy dit reg kry om reg op te tree, selfs al behandel mense jou onregverdig. Unfair, soos wat julle baie keer sê, nee. Kom ons blaai na ons skrifgedeelte van vanmôre, 1 Petrus 2 vers 18 tot 25 gaan ons saam lees. Die mense wat graag daardie gedeelte wil opsoek. 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Ons gaan as deel van ons gebed by die opening van die woord, gaan ons lied 442, die eerste en tweede versie sing. Ons sing daar die eerste en die tweede versie. Here, ja, soos 'n boek wat oop is, wil ons nou ons lewens voor U kom oopstel, sodat U dit wat belangrik is op ons harte kan skryf, deur U woord en deur U Gees.
wil ons ook nou toelaat, Here, dat ons soos klei sal wees in die hande van die hemelse pottebakker. En wil ons vra dat U ook deur dit wat ons nou van U sal hoor en beleef, gevorm sal word, al meer en meer, sodat U ons doeltreffend kan gebruik. Spreek, Here, ons luister. Amen. Nou, hier in 1 Petrus 2 aan die begin word daar oor die kinders van die Here gepraat as die volk van God wat gebou is op die kosbare hoeksteen. En daardie hoeksteen, die een wat vir ons die belangrikste in die lewe is, waarvoor ons lewens rig, is dan natuurlik Jesus. En dan in die volgende gedeelte gaan dit daaroor dat hy sê dat ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie wêreld om ons altyd goed te gedra. En dan kom ons by 1 Petrus 2 van vers 18 af, en die opskrif van hierdie gedeelte sê dit gaan oor Christus as die voorbeeld vir die wat ly. En ek glo almal van ons moes al iewers in die lewe klippe kou. Daarom moet ons mooi hoor wat hier gesê word. Christus is die voorbeeld vir die wat ly. Nou begin hy deur te sê, bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. En eintlik is dit nou maar dat hy eintlik dan van daar af verder gaan en hy sê, dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, en hoor nou wat sê hy, skokkend, maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, en hoor weer, sodat julle in sy voetspore kan volg. En dan word daar verduidelik, hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie, toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom. Dis nou God wat regverdig oordeel. En dan word daar gesê, hy, dis nou Jesus, het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. En dan sluit hy af en hy sê, julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Tot sover dan ons skriflesing vanmôre. Liewe gemeente, ek weet nie hoe dit daar in julle huise gegaan het toe die kinders klein was nie, maar ek kan baie goed onthou in die dae toe ons kinders klein was, dat hulle baie keer daar, en hulle moes maar altyd geneig om meer na ma toe te hardloop as na pa toe, en ons kinders nou baie keer daarna Vera toe gehardloop, en dan kom hulle daar, en dan kla hulle by haar oor iets wat nou gebeur het, en dan sê hulle, maar dis onregverdig. Dis so unfair, dalk miskien omdat iemand nou vir een van die kinders dalk in daai een se oë dan nou bietjie te veel gedoen het, meer as vir hom of haar, en dan hulle nou altyd gekom en gekla oor hierdie onregverdigheid. Dis unfair. En dan onthou ek dat Vera by 'n hele paar geleenthede vir ons kinders gesê het, maar weet jy, raak maar gewoond daaraan. Want weet jy, baie keer is dit eintlik maar so, dat die lewe baie onregverdig is. Die lewe is dikwels baie onregverdig. En is daardie onregverdigheid, wil ek amper sê op 'n daaglikse basis baie keer deel van ons lewe. Word mense onregverdig behandel by die werk? Word mense onregverdig behandel in verhoudings? Wanneer een met 'n ander een besigheid doen? En selfs in die samelewing, dink maar, hoe gaan dit baie keer met regstellende aksie? Daardie onregverdigheid wat 'n mens baie keer daar rondom beleef. Dink maar net, hoe is dit dat
As 'n hoë profiel persoon iets verkeerd doen, dan word dit heeltemal anders beoordeel as wanneer ek en jy dit doen. En dit is mos onregverdig. En die natuurlike reaksie wanneer iemand jou onregverdig behandel, is dat 'n mens 'n paar dinge wil doen nie. Partykeer voel ons lus om terug te veg. Eintlik maar net hierdie persoon 'n ding of twee te wys. En ons verloor ons die meer en dan sê en doen ons dinge wat eintlik ook maar op geweld neerkom. Of ons raak baie keer verbitterd en swartgallig oor hierdie onreg wat ons beleef. Maar weet julle wat? Vanoggend se geskrifgedeelte kom en wys vir ons 'n ander pad oor hoe ons dit moet hanteer wanneer mense ons onregverdig behandel. En nou wil ek sommer dadelik sê, as 'n mens mooi hier gaan lees, dan sien jy, dis 'n pad wat nie natuurlik vir ons as mense kom nie, en wat ook nie maklik is nie, maar dit is 'n hoogs edele geestelike pad wat 'n mens kan loop. En hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, roep ons op om op ons stande te buig wanneer ons onregverdig behandel word. En hoor nou mooi, nie omdat ons swakkelinge is nie, maar omdat dit, en dis belangrik, nie omdat ons swakkelinge is nie, maar omdat dit vir die wêreld wys hoe belangrik ons geloof in God en ons gehoorsaamheid aan God vir ons is. Dit sê vir hierdie wêreld, God is vir jou en vir my belangrik. Daarom al sê vir ons 'n ding wat menslik baie moeilik kom, ons het soveel respek vir hom, dat al maak dit nie vir ons logies sin nie, kies ons om dit te gehoorsaam. En daarom is die tema van vanoggend se boodskap, volg Christus se voorbeeld in lyding. Nou wat behels dit? Hoe moet ons Jesus se voorbeeld volg in lyding? En die eerste manier is, doen wat reg is, selfs ten spyte van onreg. Verse 18 tot 20 sê vir ons meer daaroor as julle na die tyd weer wil gaan lees. Doen wat reg is ten spyte van onreg. Nou liewe gemeente, kom ons onthou, as daar nou ooit een groot massiewe onreg in hierdie geskiedenis plaasgevind het van die wêreld, dan is dit die kruisiging van Jesus. Nou teks sê ook iets daarvan, hy was onskuldig en sonder sonde. Hy het net die mooiste en die eerste bedoeling gehad tydens sy lewe hier op aarde. En tog wat gebeur? Mense die feite gaan verdraai en hom soos die aakligste mens denkbaar laat lyk. En het dit uiteindelik daartoe gelei dat hy op die wreedste, mees veragtende en vernederende wyse tereggestel is deur gekruisig te word. En dit terwyl, soos ek gesê het, hy net goed gedoen het en alle mense van alle eeue en tye van sonde en ewige verdoemenis kom bevry het. Is dit nie die toppunt van onregverdigheid is? Is dit nie unfair, soos wat 'n mens amper nie eens daaraan kan dink nie? Maar nou, baie belangrik dat ons raak sien, wat het Jesus gedoen toe dit gebeur? Het hy teruggeveg? Het hy kwaad geword en almal verdelg? Het hy verbitterd en swaargallig geraak? Nee. Hy gaan selfs so ver om te bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, as julle nou gesien het in hierdie gedeelte, dan sal julle sien, hy begin daar, in die begin van die skrifgedeelte word slawe aangespreek, maar uiteindelik kom ons agter dat hier maar 'n beginsel te sprake is, wat vir alle gelowiges geld. Dat daar vir ons gesê word, wees gehoorsaam en respekteer gesag. En dan sê hy ook, nie net die goeie nie, maar ook die onregverdige. Maar verstaan nou baie mooi, as ons dit alles sê, dan wil ons nie vanmôre kom sê, dit beteken dat onreg reg en goed is nie. Dit gaan daaroor dat jou en my reaksie op onreg ons geloof en ons respek vir God weerspieël. En daarom word gelowiges opgeroep om gehoorsaam en met reg en met liefde te lewe, selfs te midde van daardie onreg wat jou soms aangedoen word. Dink maar hoe dikwels daar in die werkplek gebeur. Wat gebeur daar?
As jy onder iemand werk wat altyd net krities is en nooit tevrede is met hoe jy die werk doen nie. Hoe reageer jy daarop? Ek dink baie keer dan begin jy eintlik hier in jou kop eintlik maar hierdie baas of hierdie persoon af te kraak en te sê, ag maar weet jy wie is jy nou? En jy begin selfs so ver gaan as om terug te praat en dit gaan eintlik maar daaroor dat al het jy nie moed om terug te praat nie, dat 'n mens baie keer gaan en sê, maar weet jy maak die lewe vir my so moeilik, so moenie van my meer verwag as maar net die bare minimum om net in die moeilikheid te kom nie. Dis die ding wat baie keer gebeur. So maar 'n voorbeeld van hoe ons baie keer daardie onreg hanteer. Ons hanteer dit nie altyd soos wat ons dit moet nie. En die groot vraag aan jou en my vanoggend is, hoe reageer ons wanneer ons verkeerd behandel word? Wys ons in die aksie en optrede dat ons aan God behoort? En die groot waarheid wat ons hierin leer is, God word verheerlik wanneer ons reg doen. Veral as ons daarvoor lei. En dis so groot waarheid hierdie, kan ek dit weer sê. God word verheerlik wanneer ons reg doen, veral as ons daarvoor lei. Die tweede manier waarop ons Jesus se voorbeeld volg in lyding is om te onthou. En dis nou nogal die moeilike deel van hierdie gedeelte se boodskap, nê? Lyding is deel van ons roeping. En dit sê vir ons gelowiges is nie net geroep om altyd seëninge te ontvang nie, maar Christene is ook geroep tot lyding. Lyding is baie keer deel van God se plan om jou en my lewe te vorm. Nou ons volg nie net vir Jesus en sy oorwinnings nie, maar dit is belangrik dat ons hom ook in sy lyding sal volg. Ook wat onregverdige lyding aanbetref, is Jesus vir ons die volmaakte voorbeeld. Net ons mekaar gesê, toe hy onregverdig behandel is, het hy nie teruggeskel en gedreig en wou die aarde omkeer nie. Hy het alles rustig oorgelaat aan die Vader se regverdige oordeel. Sy Vader gesê, Here, Vader in die hemel, hanteer U hierdie saak soos wat U goeddink. Net die gesien en gehoor wat verse 20 en 21 oor 'n onregverdige lyding sê. Hy sê, maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Waarop neerkom, ek was een keer, voordat ek nou amptelik dominee in die gemeente was, het ek so eendag saam met die ou dominee, daar waar ek toe op daardie stadium 'n proponent was, iemand wat siek was, gaan besoek. En is eintlik was so, dat toe ons daar kom, dat hierdie persoon ons eintlik, ek het al verwag, dis iemand wat kanker gehad het en eintlik maar terminaal het, het geweet, daar is geen omkeer meer nie, en dit gaan net al hoe slegter by die dag. En hierdie persoon was so opgewek en vrolik, en dit het eintlik my voet om my uitgeslaan. Maar weet julle, toe sê daardie dominee woorde wat ek tot vandag onthou, dat hy sê toe vir hierdie vrou, weet jy, die tannie se naam was Tannie Lizzie, weet jy Lizzie, jou manier van hoe jy hierdie krisis in jou lewe hanteer, is 'n preek wat meer sê as 'n miljoen woorde. Dis waaroor dit gaan. Hy sê, sodat julle in sy voetspore kan volg. En nou sê mense, kan dit wees? Ja, want God sê so. Ons is geroep om Christus te volg, en dit sluit in om soms ook onregverdiglik lyding te dra. En soms mag Christendom van jou vra om te ly, selfs wanneer jy niks verkeerd gedoen het nie. Hoekom? Dink maar aan 'n atleet wat in 'n wedloop oefen. Dis altyd net lekker en maklik nie, maar uiteindelik is die pyn en die opofferings nie sinneloos nie. Ook daardie pyn en opofferings vorm karakter. En is deel van daardie pakkie om die uiteindelike oorwinning te verseker. En net so gebruik God lyding om ons geloof te versterk en ons karakters te vorm. Nog 'n paar vrae aan jou en my vanoggend is, sien ons lyding as straf? Baie mense maak daardie fout. Dat lyding is altyd net straf, ek het iets verkeerd gedoen. Sien ons lyding as straf? Of sien ons raak dat dit soms deel is van God se vormingsproses?
Vertrou ons God selfs wanneer ons nie verstaan waarom die lewe en mense ons so onregverdig behandel nie. Die groot waarheid wat ons hierin leer is, ons volg Jesus nie net in sy krag en goedheid nie, maar ook in sy kruis, en daarmee bedoel ek, ons volg hom ook in daardie bereidheid om onreg te kan verdra ter wille van die goeie. Die derde manier waarop ons Jesus se voorbeeld volg in lyding is om te onthou, Christus is ons voorbeeld, maar meer is dit, hy is ons voorbeeld en verlosser. Wil ek vanmôre vir jou vra, wat is dit wat die wêreld en die lewe lekker maak? Dink so 'n bietjie daaroor. Wat is dit, sou jy sê, wat die wêreld en wat die lewe lekker maak? Nou wil ek vir jou 'n opsie gee. Is dit wat die wêreld en die lewe lekker maak? As jy die reël van die wêreld volg wat sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Nee, ek dink nie dis wat hierdie wêreld 'n lekker plek maak nie. En wat eerder waar is dat wanneer die bose kringloop van kwaad en vergelding verbreek word en mense aan mekaar onverdiende genade kan betoon. Ek weet nie of jy met my sal saamstem nie, maar ek dink dit is waar die lekker van die lewe lê. As ons ook aan mekaar daardie selfde soort van genade kan betoon as wat God aan ons betoon. Ek dink dis die kragtigste bewys van daardie ware liefde wat ons so nodig het en vir ons die lewe die moeite werd maak. Ek ry een aand so rukkie terug, ry in die motor en baie keer is die radio maar aan en daar's hierdie gesprek oor die radio, ek weet nie vir wie van julle dit dalk gehoor nie. Kan ongelukkig nou nie meer onthou waar die plek is nie, maar iemand vertel toe dat daar's hierdie land wat eintlik 'n baie slegte geskiedenis het, amper ek het die indruk gekry van dit is amper so maffia georiënteerde land, waar dit eintlik maar is soos daardie bendes daar in die Kaapse vlaktes, dat mense eintlik ook maar heeltyd in kompetisies is met mekaar en dat daar eintlik al baie bloedvergieting daarmee gepaard gegaan het, dat die persoon op die radio vertel dat dit niks vreemd was in daardie land, as dat iemand sommer na iemand toe stap, sommer daar op straat, en dan 'n pistool teen die kop hou en sê, hiermee wreek ek die dood van my oupa. En dit is hoe dit gegaan het. Dit het eintlik maar hierdie vergeldingsstorie geword van, jy het dit gedoen en nou moet ek jou terugkry, en toe word dit hierdie bose kringloop. En dit was vir almal sleg gewees, en hulle het gesê, maar weet jy, op 'n stadium het 'n klomp mense bymekaar gekom en gesê, maar weet jy, niemand van ons hou daarvan dat ons nooit ons lewe seker is nie, en hulle besluit, hulle gaan dit verander. In plaas daarvan dat hulle van daar af, van daardie vergadering wat hulle gehou het, het hulle gesê, maar in plaas daarvan om sommer 'n geweer teen iemand se kop te druk en daardie persoon koelbloedig dood te skiet, kom ons gaan eerder na daardie persoon toe en sê, maar weet jy, ek het nog my pa of my oupa se dood hou ek nog teen jou. Jou pa het my oupa vermoor, maar ek besluit om jou te vergewe en vry te spreek. En dit is hoe hulle daardie brose kringloop verander het. Jesus se liefde word gesien daarin dat hy as onskuldige namens die skuldiges gelei het. En net so word God se liefde wat ek en jy binne in ons dra, sigbaar gemaak, wanneer ons ook soms onskuldiglik ly onder die hand van kwaadwillige mense en nogtans respekvol en liefdevol teen hulle optree. Dan sien mense iets van God in ons raak. Teksgedeelte gebruik aan die einde ook die beeld van 'n herder. En dan wil hierdie gedeelte dinge vir ons sê, dat Jesus is en was nie daardie soort herder wat vir die skaap wat afgedwaal het sê, kry maar vir jou nie. Daardie skaap wat nog nie by die herder uitgekom het nie, hy is nie hierdie soort herder wat sê, ag maar weet jy, kry vir jou as jy nou wil afdwaal, of as jy nog nie by my uitgekom het nie, ek voel eintlik maar vere vir jou, ek voel niks vir jou nie. Dis nie die soort herder wat Jesus is nie. Dat Jesus nie hierdie soort herders is wat sê, wat ook al met jou gebeur is maar jou saak nie. Maak jy maar die beste daarvan. Jesus is die herder wat onregverdiglik met sy lewe geboet het,
omdat hy alles wat vir hom moontlik was, wou doen, om daardie verlore en afgedwaalde skaap weer terug te kry. En nou wil ek eintlik op grond daarvan sê, wie weet, of jou bereidheid om steeds met liefde te reageer, wanneer jy onregverdig behandel word, juis iemand help, om God deur jou raak te sien. Daar kan jy ook eendag die mens wees, wat 'n verdwaalde, of 'n skaap wat nog nie by die Here uitgekom het nie, na die Here toe lei. Daarom soos ons tema vanmôre sê, volg Christus se voorbeeld in lyding. Wanneer ons die volgende keer onreg ervaar, kom ons vra nie net, ag, hoekom ek? Ons vra nie dit nie, maar eerder, hoe kan ek Christus in hierdie situasie weerspieël? Want ja, Vera was toe op die ou al die pad reg. Die lewe is dikwels onregverdig. Maar soms kan dit vir ons 'n wonderlike geleentheid tot eer van God word. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ons môre voor U kan buig met groot dankbaarheid in ons harte en Here, ja, U het vir ons vanmôre diep met ons kom praat oor 'n ding wat bitter moeilik is. Ja, Here, en ons besef dat ons eintlik ook maar so selfsugtig is baie keer. Ons wil altyd die seëninge hê van die lewe. Maar ons is nie bereid om die grondpad te loop nie, al is dit ook dat ons daardeur iets van U heerlikheid in hierdie wêreld kan weerspieël. En ons wil kom vanmôre bid en vra, Here, gee dat wanneer ons onregverdig behandel word, dat ons nie so wyse sal optree, dat ons U naam, en ook daardie naam van Christendom wat ons dra, 'n oneer sal aandoen nie. Here, ons wil kom bid waar ons ook afgelope naweek Werkersdag gevier het, dat U ook sal help, Here, dat dit in werksplekke goed sal gaan, dat dit nie maar net 'n plek sal wees waar mense hulle brood en botter verdien nie, maar dat dit ook 'n plek sal wees waar mense karaktervorming en groei beleef. En dat mense nie net daardie gesindheid sal hê, ek doen dit, maar omdat ek moet nie, maar dat ons ook, Here, deur ons werksituasie sal leer om diensbaar te wees, vir mekaar en vir U iets te kan beteken. Vra, Here, dat U sal wees met almal wat siek is. Here, het ons 'n lang lysie van mense. Ons dink vanmôre aan Erika Libbe, Corneel Skryling, senior engineer. Ons dink aan Rolien van der Westhuizen. Dink aan Linda Botha, Here. Ons dink aan Tannie Janet van Heerden. Ons dink aan Tannie Annetjie de Villiers en ook Alexanderberg, Here. Almal mense wat saam met hulle dierbaar is, ook U hulp en bystand so nodig het. Here, wil U elkeen van hulle ook rustigheid en kalmte gee, en wil U ook gesondheid en beterskap gee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Daar's 'n geleentheid, ons gaan die Here dien met die liefdegawes wat ons ook gee, om te sê dankie Here, U is ons ongelooflik goed.
Ek wil net so 'n paar saakies rondom die aankondigings deurgee. Op ons lief en leed lysie het ons hier op vir kaneelskrywing Junior, Rolien van der Westhuizen, Janet van Heerden en Annetjie de Villiers. Kom ons dink aan al hierdie persone wat ook weens gesondheidsuitdagings deur 'n moeilike tyd gaan. En dan vra ons dat julle ook net sal dink aan Erika Libbe. Sy het gegaan vir 'n oogprosedure en maandag word die volgende oog gedoen. Kom ons dink aan haar en dan Lerinda Botha daar oorkant ons. Sy's in die hospitaal vir toetse en dan gaan dit ook regtig maar baie swaar by Alexanderberg. Hy's in die hospitaal. Hulle het ook maar lyk vir my familie laat kom, al die kinders en so dit gaan maar swaar daarby om as julle asseblief net ook aan daardie familie kan dink in julle gebede. Dan wil ons gou geleentheid gee dat ons ook net al die persone wat in die komende week verjaar, ons wil graag net vir julle kaartjie uitdeel. Die van julle wat hier so is, Kobus gaan vir ons help daarmee as julle net kan help en die hande hoog opsteek. Wie staan wat in die komende week verjaar? Enige iemand? Moenie skaam wees nie, ek probeer sien daar in die moederskamer. Lyk nie daar's nie. Nee, lyk vir my Kobus, lyk vir my daar's niemand nie. Baie dankie dat jy bereid is en dan wil ons ook net sê dat daar nog vleis beskikbaar is, as daar mense is wat belangstel, maalvleis R100 per kilogram, wors R120 en dan vet teen R60 per kilogram. So nou julle uit na afloop van die erediens, kom drink gerus 'n koppie tee, koffie of koffie hier by die tafel hier so voor. Kom ons geniet ook die geleentheid om so 'n bietjie saam te kuier. En dan het ons ook die Pinksterprogramme het ons ook vir julle deurgegee. Dit is saam met die aankondigings uitgestuur. Ons vra dat julle asseblief so lank ook maar net in julle voorbereiding sal dink aan Pinkstertyd en ook vir my en vir Frikkie asseblief in gebed aan die Here sal opdra. Die lied waarmee ons gaan antwoord en eintlik ook maar ons antwoord vir die Here gee is lied 527. Ons gaan daar die eerste en die tweede versie sing. Die werk behoort aan U ons Heer, die werk waarin ons staan. So ons is eintlik maar net sy gestuurdes, maar ons doen sy werk en wat 'n voorreg is dit nie. Wat 'n eer om te kan sê ek is die Here se gestuurde. Na die seënbede antwoord ons met Psalm 16 vers 3. Vang dan 'n seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.